sê en kort daarna kom die wat daar staan nader en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want jou spraak maak jou bekend. Hy staan, hy sê, nee man, ek ken hom regtig nie, hy is bang hulle gaan hom toesluit. Hulle sê, nee, jou spraak maak jou bekend, ons hoor daar's 'n geklank. Wie van julle ken die ou dae wat ons gepraat het, daar's 'n geklank as die kinders van die Here praat. Dankie Here, as 1, nou is ons nou al 5. Daar gaan die handjies op, net bietjie vertraagde reaksies, maar ons is daar. Amen. So, onthou jy, ons het altyd gesê, jou spraak gee jou weg. Jy kan hoor wanneer iemand vol van die Here is. Dis so. Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy kan nie. Jy kan hoor wanneer 'n ou vol bitterheid ook is. Het jy dit al gehoor? Het jy al gehoor wanneer 'n ou rassisties is? Het jy gehoor wanneer 'n ou vol haat is? Jy kan al daai goedjies hoor. Afguns, jaloesie, twis en haat. Bly, ja, kom ons los dit daar. Amen. Nou Petrus kom hier so en hy probeer nou wegsteek. Nee man, ek gaan net sommer hier so by julle inblend. Ek is sommer net hier. Hy lyk min of meer dan soos almal daar gelyk het. So dis nou nie sy kleredrag wat hom weggegee het nie. Hy het nie 'n snaakse dialek gehad dat dit nou een of ander 'n Franse Spaanse ou was wat daar opgedaag het in Suid-Afrika nie. Hy was net so, maar daar's iets anders gewees in die manier wat hulle praat. Want die oomblik wat Jesus in jou lewe inkom, verander jou spraak. Weet jy wat vir my hartseer? Die kinders van die Here se spraak verander nie vandag meer nie, want dis mos nou nie meer vereiste nie. Ons kan praat wat ons wil, ouens vloek van die kansel af. Hulle ou kamper, dan vloek hulle van die kansel af, en wil ouens vir my sê, dis die salwing. My en jou salwing verskil hemelsbreed. 'n Prediker wat vloek van 'n kansel af, sê ek nou vir jou, is nie 'n diensknegt van God nie. Jy moet jou tong in toom hou, maar kom ons los dit daar. Langs toe jy kort maak, jou spraak gee jou weg. Die oomblik wat Jesus in my lewe inkom, dan leef ek nie meer nie, sê Paulus. Hy sê maar Christus leef binne my. Halleluja! It's a joy unspeakable and full of glory. En dit is daai verskil wat inkom. Nou wil ek vir jou sê dat die woord van die Here sê op 'n ander plek, Lukas 6:45 sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. As daar 'n hartsverandering plaasvind, dan gaan die mond 'n ander dingetjie deurgee. Amen. Maar hy kan nie 'n ander dingetjie deurgee as hy net dieselfde goed nog altyd binne het nie. Maar as daar verandering kom, dis wanneer mense jou raakloop en sê, "Joe man, hey man, hier's ietsie anders nou, Marius, jy klink bietjie anders man." Ek kom by geleentheid, was vir my nogal spesiaal. Ek het 'n vriend gehad op skool, ek het ook vriende gehad. Al is dit net 1 of 2. Maar dit maak nie saak nie, hy was my vriend. Nou loop ek die ouetjie raak na 20 jaar. Nou kry ek hom daar in die Kreerwiltuin, daar in die swembad. Daar waar ons almal wegkruip vir die hitte. Hierdie ding bly fluit, ek glo die klankspan hoor dit, en hulle gaan dit gou vir my uitsort, verskoon daarvoor. Nou ek wil vir julle sê, nou kom ek daar aan. Nou sê hy sê vir my, weet jy na alle jare, jy's nog net dieselfde. Jy's nog so vol van die Here. Nou dit was 'n goeie nog dieselfde. Hy het my nie geken in die wêreld nie, ek het saam met hom vir die Here gewerk. En wat ek probeer sê daardeur is, ek kan nie verander as God binne my is nie. Maar baie mense vervlou, baie mense begin met hierdie nuwe taal, hierdie nuwe heerlikheid, hierdie nuwe opgewondenheid, en hy vervlou deur die jare, en sy vuurtjie is nie meer daar, is net rook. Rook is 'n vreeslike ding. Ek praat nou nie van die enetjie wat jy paf nie, ek praat nou van die enetjie as jy wil vuur hê, en dis 'n rook, en hy gaan nou net natuurlik na my toe, want jy weet mos waartoe trek rook. Ek terg sommer. So, hulle sê mos rook trek na mooi mense toe. Nou sê ek, ag, ek sal my net skuif. Terg ek altyd. Maar party mense vat my grappies verkeerd, dan sê hulle, jy is vol van self, maar is eintlik omdat ek 'n ou grappie maak, sies tog. Partykeer 'n paar droë druppe, maar ook. Nou in elk geval, nou terug te kom na dit toe, wanneer die vuur nie meer daar is nie, dan raak dit rook. En die rook kom wanneer ou se spraak verander het, hy het nie meer daai opgewondenheid wat hy gehad het nie. En terwyl die Here met my begin praat oor hierdie ding van, gee jou spraak jou weg, wil ek jy moet besef dat wanneer Christus in jou lewe ingekom het, wanneer die Here in jou hart ingekom het, en jou hart het 'n verandering ondergaan, kan jy nie dieselfde praat nie.
Jy kan nie dieselfde wees as gister en eergister nie. Ek wil vir jou sê, jy voel jouself as jy dink jy gaan jouself te bly. Nou, ons kan nou kerk toe kom en ons kan vir mense sê, ek was daar by die kerk, want ek dien koning Jesus. Ek het liewe Jesus in my hart. Maar kan ek vir jou sê, die feit dat jy het vir hulle moes sê, is vir my klaar bekommernis. Hulle moet vir jou sê, I don't know where you've been. Maar ergens in die tyd moes jy by Jesus 'n draai maak, want ek hoor hom in jou. Mense moet kan optel, mense moet dit kan ervaar, dat in jou en deur jou en deur in tyd kom Jesus na vore, want die Christus gestalte moet in my na vore kom. Amen. So wanneer ek praat, moet dit wees soos die woord sê, en ek haal dit graag aan. Hy sê dit moet wees woorde van God, asof God self praat. Het jy geweet dat jy is God se mondstuk? Jy is God se mondstuk. Wanneer een van ons geliefdes hier praat, wanneer Renier praat en hy praat, dan praat hy woorde van God asof God self praat, want God het hom die mandaat gegee om te sê, gaan sê, so sê die Here. Maar wanneer die kerk se spraak dieselfde klink as die wêreld se spraak, dan wonder ons van waar af is die autoriteit. Wie is jou gesag? Onthou, wanneer die boodskapper van die koning gegaan het, het hy baie gegaan met 'n ander houding. Hy het gegaan met 'n ander postuur as sommer net enige mannetjie, want hy het gegaan as die man wat kom met die boodskap van die koning. Hy was die gesag van die koning. En wanneer hy praat, het hy nou nie so, is jammer ek lewe, jammer ek is hier oom tannie. Hy het nie so gekom praat nie. Hy het daar aangekom en hy het gesê, ek het 'n boodskap van die koning, en hy het boodskap ge-announce. Wanneer laas het jy en ek 'n boodskap ge-announce, want ons boodskap is van die koning af. Amen. Wanneer laas het dit wat jy sê soveel gesag gedra, dat die vergadering stil sit en hulle ervaar hier's autoriteit, want hierdie man het by God gehoor wat hy nou sê. Hierdie vrou het by God 'n draai gemaak. Maar ons gaan in hierdie lewe en ons raak soos die lewe. Ons moet nou nie so ernstig wees nie, man. Ag, om die wêreld te wen, moet ons maar bietjie soos die wêreld praat. Kom ek sê vir jou, Jesus het die wêreld gewen, maar hy het nog nooit soos die wêreld geraak nie. Jesus het die sondaar geweldig lief, maar hy het die sonde nog nooit lief gehad nie. Die kerk wil kompromie met die wêreld aangaan, en daarom begin ons geklank soos die wêreld se geklank klink, en ons kan nie meer identifiseer wanneer is dit God en wanneer is dit die wêreld nie. Ek vra vanaand vir julle, en dit is vir my so lekker as ek die klomp jong mense hier sien, wil ek vir julle jong mense vra, het julle nog die geklank wat weggee as julle by julle werksplekke is, wanneer jy by julle vriende is, dat hulle kan sê, maar ek kan hoor hier's iets anders by jou. Menigmal, en ek dank die Here daarvoor, ek spog nie daaroor nie, want tussenin het ek baie foute gemaak. Maar menigmal op skool het ons vir my gesê, hoor maar, hier's net iets anders by jou. As ons met jou praat, hier's iets anders. Menigmal het ons so gepraat, o Marius, staan ons op daai stoepe van die skool, dan is dit koud. Pretoria het ook nogal koud geword. As staan ons daar, is koud. As ons so praat, dan sê, hier, dis nou so hier lekker uit hierso. Sê ek, kom ons gaan net so 'n bietjie aan. Kom ons gaan so 'n bietjie aan, want wanneer die salwing van die Heilige Gees deur my werk, dan is dit 'n heerlikheid wat afgee. Dis 'n heerlikheid wat uit my uitkom, want ek het 'n ontmoeting gehad met God in my binnekamer, en ek leef die ontmoeting uit in die publiek. Ek kan nie in die publiek gaan uitgee van God as ek nie by God ontvang het nie. Who am I fooling? Jy kan net gee wat jy ontvang het. Ek vra vir jou, wanneer laas het jy gaan ontvang? Wanneer laas het jy gaan hoor wat die Gees van God vir die gemeente sê? Hulle kom by mekaar, die godsmanne, en die woord van die Here sê, volgende oomblik is Jesus daar, en hulle sien vir Moses en Elia, en die woord sê, en hulle is besig om te praat. Dit gaan oor die raadsbesluite van God, wat daar besluit word. En Petrus sê, maar kan ons nie tente hier opslaan nie? Ons moet sommer hier bly. Hy sê, nee, wow, raak rustig. Ek wil vir jou sê, wanneer laas was jy daar waar God sy raadsbesluite vir jou oopmaak en vir jou sê, dit en dit gaan gebeur in die ouens se lewens? Dit was op 'n stadium was dit my algemene gebed.
Ek het groot geword met, dit was vir my algemeen. Dit was vir my algemeen om te gaan bid en die stem van die Here te hoor en vir Johan te bel en sê, so sê die Here, Johan, jy wonder dit, God sê so, dit is jou antwoord. Dit was vir my algemeen. Ek het elke dag gedoen. Maar ek het nie algemeen daai stadium waardeer nie en ek het dit verloor, want ek het weer begin stadig aangaan, soos die wêreld maar aangaan. En weet jy wat, vandag smag ek weer daarna, ek soek dit weer, want ek soek die stem van die Here, soos nooit van tevore nie. Ek wil hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê, terwyl mense met my sit en praat, dan sien ek wat God vir my wys, wat is hulle plan, want ons is geroep as 'n lig in 'n donker wêreld. 'n Lig is daar om die pad aan te wys. God gaan nie van jou die lig maak. God gaan nie vir Gustav die lig maak, maar Gustav kan nie die lig laat skyn en die pad sien nie. 'n Blinde kan nie 'n blinde lei nie. Jy moet kan ervaar wat God deur jou wil sê. En daarom moet jou spraak jou kan weggee. Hulle moet kan ervaar, maar hoor hierdie is nie, jy klink nie soos ons nie. Jy klink nie soos ons nie. Hier's 'n ander geklank. Ek weet nie van julle nie. Ek het vroeër jare baie oor hierdie ding gekou, oor iemand soos, ek is baie lief vir Jimmy Swaggart se musiek gewees as kind, hy het so 'n bietjie verander en ja, ek het ander goed ook begin luister daarom, maar in elk geval, terwyl ek so luister, van die goed wat hy so sing, dan praat hy tale, tussenin, dan voel ek oor maar daar's 'n geklank, dit by my aanklank. As ek in die gees bid, dan het dit aanklank. Die dialek is ergens dieselfde. Dis die hemelse dialek. Ons is besig om verborgenhede te praat, wat God praat deur ons. Ek wil vandag vir jou sê, dis nodig om op 'n golflengte te kom, op 'n frekwensie wat die wêreld nie kan op instel nie. 'n Frekwensie wat die wêreld nie kan steel eers nie. Dis daai frekwensie wat God instel deur sy heerlikheid wat deur jou beweeg. En jy hoor, so sê die Here. Die woord sê, julle sal spreek, julle sal geheimenisse van die hart openbaar, en hy wat buite is, 'n sondaar wat inkom, sal erken dat God in julle midde is. En hy het nie daar gesê, Paulus, jy gaan praat, pastoor gaan praat, hy praat van die gemeente wat mekaar bedien. Wanneer laas het jy gesê, so sê die Here? En nou hoor jy 'n speld val. Skielik verander hierdie Pinkse kerk soos 'n NG Kerk. Wanneer laas het jy gesê, so sê die Here? Want dit is jou opdrag van God af ook, is nie net myne nie. Wanneer laas het jy gebid en voor die Here gewag voordat jy by 'n diens kom, sodat jy diensbaar is? Voordat ons na diens toe kom, weer die kinders al, hulle kan besig wees met wat hulle wil. Ek begin bid, want ons is besig om ons in te stel vir die diens. Sê ek, Here, gebruik ons, elkeen van ons gaan om te bedien, want ons het reeds gebid by die huis, ons het reeds ontvang by die huis, ons kom kry nie die 4 hier nie, ons bring ons 4 saam. So ons wag by die Here, op die Here by die huis vir 'n woord, en wanneer ons hier kom, laat ons kan bedien wanneer daar behoefte is. Jy kan nie hier van die kerke wil loop en sê, ek gaan nou eers by die Here hoor nie. Weet jy wat, is dalk te laat vir daai persoon. Jy moes vanaand hier, God wil hê jou spraak moet jou weggee. God wil hê jou spraak moet maak dat hy kan hoor, jy was by die koning van die konings. Jou spraak moet maak dat hy kan weet, hierdie man het tyd spandeer. Hy het tyd spandeer in die heerlikheid van God. Weet jy, baie keer het ons so gebid, dan begin jou aangesig skyn van die heerlikheid van God. Daar kom 'n autoriteit, daar kom 'n gesag, dat jy kan sien, hoe jy met iemand verander. Dit is 'n transformasie wat gebeur. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Wanneer iemand in die gees kom, dan sien jy, maar dis nou nie hierdie ou nie, hier's iets anders nou. Selfs wanneer ons bid en ons het bevryding gedoen op iemand. Hey man, hy lyk sommer so 10 jaar jonger. Die plooie gaan sommer weg, hoor. Ek sê jou, hierdie vrouens wat so almal wil facelifts doen, kom bely julle harte uit, dit werk. Ek terg. Okay, maar dit is genuine so. Ons bid saam met een man, hy is so vol plooie, hy lyk nogal interessant. So kaal kop, alles kaal geskeer, maar die plooie lyk soos sy eie haarstyl. Maar toe ons klaar vir hom gebid het, hy help hier ons help hom. Hy kom by sy familie en sê, wat het gebeur? Hy sê, hoekom? Hulle sê, iets verander, jy lyk anders. Hy sê, gisterand het Jesus my ontmoet. Die Here het hom vrygemaak. Dis tyd dat die Here weer inbeweeg en laat die Here ons vrymaak en laat hy deur die krag van die Heilige Gees sal deur ons werk, maar ons spraak moet ons weggee, want ons moet eers by die koning gaan hoor voordat ons by die volk kan sê, soos die Here. Wie moet vir die volk gaan sê? Sê 'n bietjie ek.
Nie pastoor nie, ek. Die kinders wat gewoon slim is. Nee, Marika sê ek. Even sê ek. Ja. Wie moet vir hulle gaan sê, so sê die Here? Ek. Wanneer laas het jou spraak jou weggegee? Of word jy nie geken as een van sy geselskap nie? Ag, ek blend in met die vergadering. Ek blend in met die mense, nie worry nie. So eintlik wat gebeur as jy inblend, beteken dit, hulle sien jou nie as die geselskap van Jesus nie. Jy het jouself geskei van Jesus af. Ek vra vanaand vir u, en ek vra dit uit my hart uit. Ek vra dit vanaand uit my hart uit. Sabaronda, kasabaronda, kasiandai. Gee jou spraak jou weg. Gee jou spraak jou vanaand weg. Kan hulle sien jy's onder die geselskap van Jesus? Of het jou geselskap so verander? Jy het soveel ander se geselskappe begin join. Jy het soveel ander mense se groepies en grappies en gesprekke begin join, laat hulle kan eerder hoor, jy's 'n ver linkse of 'n ver regse. Vandag se dag gee ouens se politiek hulle weg voordat sy godsdiens hom weggee. Eina. Wat praat 'n bitterhou? Bitterheid. Wat praat ou vol van haat? Haat. Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die Bybel sê so, amen. Ek wil hê jy moet dit vanaand weet, dis 'n feit. Die woord van die Here sê, ons moet tog, terwyl die wêreld kom en die wêreld praat haat en bitterheid, as die wêreld vloek, sê die Here, moet ons seën. Wanneer die wêreld negatief is, moet ons positief wees. Wanneer die wêreld nie hoop het nie, moet ons as kinders van die Here hoop hê. En wat sê die Bybel oor vloek? Kom ons vat vloek gou vir 'n voorbeeld, omdat ek dit nou aangehaal het. En ek wil nou nie net praat van vloek, die woorde wat julle ken nie, ek gaan hulle ook nie vir julle aanhaal nie. Ja, in die ou dae. Jo, die Here weet, in die ou dae die mense moes 'n ding bely soos hy was, Marius. Nou kom maar so 'n jong man, nou bid hy saam met my. Jo, het my so my die gees uit. Nou bely, ag Here, ek het weer gesondag en ek het gesê jou kase wese dese B. Hy gaan so aan daarnaas, ek voel soos 'n sondaar. Jo. Nee, ek sê Heer, asseblief maak die ou skoon en maak my gedagtes weer skoon. Nee, tweede of derde week, toe sê ek vir hom, wow, die Here ken daai woorde. Stop sommer net daar. Sê Here, vergewe my, maar nou moet jy bekeer. Jo, ek het nie daai goed gelike nie. Ek dink dit was party dae in die ou dae, die manier van belydenis was omdat die ouens lus was vir kinderstories. Kom ons los dit daar. Terwyl die wêreld vloek, moet die kinders van die Here seën. Terwyl die wêreld skinder, moet ons mekaar opbou. Terwyl die wêreld kla, moet ons die Here dank. Terwyl die wêreld sê daar's nie hoop nie, moet ons hulle vertel van Jesus. Sê amen. Ons moet hulle vertel van Jesus. Efesië 4:29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodigte stigting. Sê amen. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. So jy wat glo jy kan vloek? Stellig nie. As jy God in jou lewe het, het jy al van die behoefte om te vloek nie. Iemand wat vloek is iemand wat net 'n gebrek het aan sy eie taal. Jy weet nie om jouself uit te gee of te express nie, nê? En dan gebruik jy 'n kragwoord om te probeer goed klink. En dis ook hoe jy sal sien, is veral tussen sekere groepe mense kry dit. Ek gaan nou nie sê wat so groepe mense nie. Maar daar's sekere groepe mense wat meer vloek as ander, want hulle voel maar reeds sleg in hulself, hulle wil nou beter voel. Nou vloek hulle meer. As seker ons wat reg, hulle vloek vir 'n tweede taal. Hulle het nie lekker verstaan nie. Engels is die tweede taal. Maar okay, so ek het nie nodig om te vloek nie. Ek kan myself express in mooi suiwer Afrikaans. As jy sukkel, gaan kyk 7de Laan, gaan luister na oubaas. Okay. Ja, ek weet nie of hy eers mee lewe nie. Die woord van die Here sê, ek het Sondag oor gepraat. Die oomblik toe hulle by mekaar kom en God se aangesig soek, toe is deur gesien tonge van vuur wat verdeel en op elkeen kom sit. So dit beteken daarna, Petrus is 'n man wat Jesus ontken het, wat gesê het, nee, ek sê deel nie, asseblief. Ek beloof vir julle, regtig, hy man, nee, regtig nou. Dis dieselfde man na daai tong van vuur op hom gaan sit het.
Toe stap uit, hy staan op daai dak en hy sê, so sê die Here, en hy begin vir hulle vertel, wat sê die Here? Hy preek 3000 man tot bekering op een dag. Woo, glory to God. Vandag se daar is 3000 preke vir een man. Daai tyd was dit een preek vir 3000 man. Amen. Nou ek wil hê jy moet dit weet. Want wanneer God in jou lewe in beweeg, die tonge van vuur, verander jou gedagtes, verander jou woorde skat, verander jou gebedslewe, verander alles. Dan is jy nie meer van 'n Merwe of 'n Potgieter of 'n Van der Walt nie. Dan is jy deur God gestuur, deur God geïnspireer, gesalf, geseën en geroep vir 'n doel vir God se koninkryk. Amen. Praise the Lord. Ek wil vir julle sê, die wêreld moet weet ons is van die Here. Ons moet dit nie vir hulle sê nie, hulle moet kan hoor. Hulle moet kan hoor. Ek vra vandag vir jou, moet jy vir mense môre gaan vertel, ek was gisterand by die kerk? Of kan mense op 'n donderdag sê, hoorie maar, jy was seker weer by daai plek, want ons stel op, is iets anders. Hæ? Jy kon optel wanneer mense in sekere plekke ingegaan het. Is dit die waarheid? Ons praat nou nie van die kerk en almal nie. As party ons by 'n sekere plek gaan draai maak, het jy tel hom op, Anna. Jy voel so, jy het nou weer bietjie lank gaan draai daarso. Is dit so? Nou ek vra vir jou, kan mense op 'n donderdag en op 'n maandag en eintlik elke dag is dit veronderstel om te wees, optel en sê jy was weer by daai plek want hier's 'n verandering in jou. Kan hulle dit optel in jou? As hy nie kan nie, wil ek hê jy moet saam met my vanaand sê, Here asseblief help my. Laat my spraak my sal weggee. Help my vanaand om so deel van die geselskap van Jesus te wees, dat die Heilige Gees so welkom sal wees in my binnekamer, in my huis, in my huwelik, in my werk, in my finansies, in alles wat ek doen, dat wanneer ek uitgaan, sal hulle kan herken, ek is deel van die geselskap van Jesus. Woo, glory to God. Ek weet nie van jy, maar hier, ek ervaar 'n tingle so oor my. Ek wil deel van die geselskap van Jesus wees. Ek wil spreek woorde van God asof hy self spreek. Ek wil vir mense kan sê, hou moed, kyk nie angstig rond nie, God kyk na jou. Ek wil kan sê, tannie skep moed, moenie wonder nie, die Here is met jou. Ek moet kan sê, hoor, jy moenie angstig rond kyk, waar gaan die volgende werk vandaan kom nie, groot kontrak kom jou pad langs. Ek wil kan sê, so sê die Here, jy wonder oor dit, God sê, dit is jou antwoord. Sê amen. Dis my gebed, maar dis wanneer ons met Jesus in gemeenskap beweeg, sê die woord, dan openbaar hy sy besluite aan ons. Vanaand gaan ons klompie, daar agter die jongetjies, tot daar heel agter die boks, tot die heel voor, tot by my. Ons gaan 'n verandering in die gemeente bring. Ons gaan begin deur by God te gaan draai maak, sodat ons Sondag as ons weer kom, vir mense kan bedien en sê, so sê die Here. Ons gaan om te kan hoor, sodat die Here kan sê, hoor, jy gaan bemoedig net daai ou, sê vir my moet moed hou. Jy hoef nie vir ou te begin dans en profeteer en te skreeu op hom om te sê, so sê die Here nie. Jy kan 'n ou toe net gaan sê, hey, my bekommerd wees en die Here sê, hy is lief vir jou. Weet jy wat? Hy weet wat hy vir God gevra het. Dis sy antwoord. Ek wil hê jy moet dit vanaand weet. Mense kry 'n idee hoe die Here werk. Moenie met jou vooraf opgestelde idees kom nie. Jy maak dit vir jouself ingewikkeld. God werk soos hy wil, wanneer hy wil, deur wie hy wil, net soos hy lus het. Die Here het al weird maniere deur my met mense gewerk, dat ek skoon skaam kry. Weet jy hoe moeilik is dit? Ek is nogal 'n preekse, 'n baie konservatiewe ou. My vrou is meer die wacky een tussen ons. Ek terg. Nee, maar sy is nogal meer een wat gesels, sy is so stilletjies. Ek is regtig stil en skaam. Ek is baie skaam, ordentlik. Dit lyk nie soos ek bedien nie, maar wanneer ek tussen mense kom, as ek skaam, hier, dan sê die Here vir my iets snaaks om te doen. Ek kry so skaam, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek sit daar, ek giggel eers vir so ruk, ek sê, ag Here, asseblief, is daar nie iemand anders wat daai tipe ding kan doen nie? Ek is bietjie skaam, man. Ek is bietjie skaam. Hier, dan wys die Here my, ek moet 'n ou sommer gryp en bietjie in die rond te draai. Jy dink ek's mal. Sê, ag Here, asseblief. Sê die Here, draai hom. Sê, ag Here, asseblief.
Draai hom. Ag Here, ek sal ander dinge doen. Draai hom. Kom ek by hom uiteindelik, wat ek kom en draai ek hom. Sê vanaand het ek gebid en gesê, Here, draai my om, want ek wil nie meer so aangaan nie. God maak nie 'n fout nie. God maak nie 'n fout nie. Hoor vanaand wat ek vir julle sê, volk van die Here, en ek sluit hiermee. As God spreek, is hy 'n waarmaker van sy woord. Dit sal tot stand kom. Jy hoef nie om te gee nie. Wees jy net gehoorsaam. Wees jy in sy geselskap. Hoor wat hy sê en doen wat hy wil hê. Ek was nou seker lelik, maar ek wil dit vir julle sê. Ek het altyd vir my werkers gesê, moenie jy dink nie, ek dink, as jy dink ons het my geld. Maar dit is 'n feit. So jy's nie geroep om te dink nie, ek is geroep om te dink, jy's geroep om te doen. Nou ek wil vir jou sê, met die Here is ons geroep om te doen. Hy doen die dingwerk. Hou op dink, hou op twyfel, hou op wonder. Doen net wat die Here sê jy moet doen, dit sal goed wees. Die Here sal die seën, die Here sal die salf. Mag ons vanaand hier uitgaan met nuwe hoop en weet dat die Here help ons en dat ons spraak ons sal weggee. Dat ons in gemeenskap met hom was, ons het sy stem gehoor, ons het sy salwing ervaar, ons het sy heerlikheid ervaar en ons gaan met die mandaat wat die koning ons gee. Glory to God. Waar jy is, al lyk dit hoe gering. Ek verf eendag 'n huis. Ek sluit nou aan mee. Ek verf 'n huis. Here sê vir hierdie ou tannie, ek het haar trane raak gesien, ek versterk haar, ek sien haar raak. Nou dink ek, ag Here, die ou tannietjie lyk so nors en suur, ek's bang om met haar te praat. Hoe sy suur hoor. Kyk, Hartenbos is nogal 'n versamelplek van suurlemoenmense. Hier is 'n paar suur ou mense wat baie suur is, maar dankie Here vir al die soetes en die wat kan lag ook. Hier, maar 'n paar van hulle wat suur is. Nou die tannie kyk jou so aan. Die mond sit sommer paal al so af. As hy jou eer groen af, voel ek ek ook nou in my broek. Hou op. Nou kyk ek aan. Sê die Here sê dit vir haar. Sê ag liewe Jesus, my hart is nou nie mooi met die tannie nie. Ek voel nie so lekker met haar nou nie. Nou verf ek. Soos ek verf, sê die Here. Baie keer het ek maar met jou ook gepraat, al was jy in watse toestand. Sê ek, ja Here, maar, jy ken mos al die maars. Amper sê ek vir julle wat is maar. Maar in elk geval, en volgende oomblik, die ou wat toe saam mee werk, hy sê toe sommer nou wind die namens my. Ek sê vir hom, plas dat ek baie keer stil bly. Ek sê vir die ou, hoor die Here gee my 'n woord vir. Hy sê, Tannie, ek hoor gou hier, hy het 'n woord vir Tannie. Dan kom die tannie nader. Ek sê, Tannie, die Here sê vir my, Tannie is baie hartseer, Tannie is eintlik kwaad vir hom. Het iets gebeur in Tannie se lewe, Tannie is baie teleurgestel. Sy sê, ja, sy het haar kind verloor in die dood, sy is kwaad vir die Here. Ek sê, is nie van God nie, die duiwel het kom steel. En ek gee vir haar woord van die Here en die trane loop. Die res van die tyd toe ons geverf het daartoe, het sy nie meer suurlemoen gesiggie gehad nie. Toe kon die Here haar help, want die Here sien haar toe raak. Ek wil vandag vir jou sê, jy is die antwoord wat iemand baie lank op wag. Jy is vanaand die antwoord. Laat jou spraak jou weggee. Mag die Here jou help vanaand. Kom ons buig ons hoofde. Vader, onse Vader, my gebed is vanaand. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde, so deur ons. Ons stel onsself diensbaar, bruikbaar, beskikbaar vir u. En sê, Here, gebruik ons. Spreek vanaand deur ons. Here, sodat u mense kan aanraak. Daar's te veel mense wat wag op die woord van die Here. Daar's mense wat wag vir bevestiging. Daar's mense wat voel jy is nie reg nie, want jy praat met ander, maar hulle gaan gee nie die boodskap nie. En vanaand, Here, wil ons aanmeld as die hande en die voete en die spreekbuis van God. En ons wil sê, hier is ons. Ons meld aan in gehoorsaamheid. Ons wil gaan en sê, so sê die Here. Ons wil gaan en gaan bemoedig. Ons wil gaan en ons wil 'n drukkie gaan gee waar dit nodig is. Here, ons wil gaan en ons wil gaan hoop gee waar mense
mense voel hulle kan nie meer nie. En dankie Here dat ons dit kan gee, want ons is in die geselskap van Jesus. As ons in die geselskap van Jesus is, bietjie praat met Jesus, maak alles reg. Just a little talk with Jesus makes it right. Halleluja! Wanneer ons aangeraak is deur die krag, deur die heerlikheid, dan het ons moed om uit te gaan en te sê, so sê die Here. Word dan nou verder verheerlik, Vader. Help ons om te doen wat U wil hê, soos U dit wil hê. Ons eer U, ons aanbid U en ons maak U naam groot. Die volk van die Here sê amen.